Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willemse wat met julle gesels. Ja, wat maak 'n naweek verskil in die wêreld se geskiedenis? Ek dink wat ons sien afspeel is regtig een keer in 'n leeftyd. Die meeste van ons het nie geleef in die Tweede Wêreldoorlog nie en hierdie is iets totaal anders. So chaos, finansiële markte, teenaanvalle uit Iran op 'n klomp ander Arabiese lande en almal is nou besig om vir almal kwaad te raak. Natuurlik die groot vraag is hoe lank gaan dit aanhou? Meneer Trump het so 'n dag of 2 terug gelede gesê so 4 of 5 weke operasie. En as jy na Rabobank en ander ontleeders luister, is hulle baie bekommerd oor die impak op energiemarkte. Nou natuurlik die rand het redelik verswak, hier so na R17 toe, 17 plus. Die dollar het sterker geword, goud het op en af gebokspring en oliepryse, Brent-olie omtrent so 25% op en kunsmispryse amper 40% op. Want dit beweeg deur die straat van Hormuz. Nou die straat van Hormuz is 'n baie belangrike energieverskepingsroete. Dit is soos die Engels sal sê 'n bottleneck, 'n choking plek. Dit is baie nou, dit gaan daar verby Iran. En die olie wat daar verbykom, dis so 20% plus van die wêreld se olieverbruik elke dag. En dit sal sê van die olie op die skepe, wat met skepe vervoer word tot 30%. So as die goed begin ophoop, wat nou wel gebeur het, is die risiko dat daar regtig tekort aan olie gaan ontstaan. En die moontlikheid, Rabobank sê die moontlikheid bestaan afhangende hoe lank die blokkade gaan bly tot $100 'n vat. Nou natuurlik, dit hou slegte implikasies in vir ons brandstofpryse en April maand. Maar die ander een is ek praat van liquid gas, ekskuus vir die woord. Dit is natuurlik vloeibare gas. Daardie lande is 'n baie groot uitvoerder van vloeibare gas, spesifiek Qatar en die Arabiese Emirate. Nou gas is baie belangrik vir ons, want dit word gebruik vir kunsmis. So dit is ook omtrent 20 tot 30% van die wêreld se voorraad van gas beweeg daardeur en van die kunsmis kom ook uit daardie lande, spesifiek stikstof. Waarheen gaan die olie wat daardeur gaan? Grootste koper China. Natuurlik is daar 'n lang gesprek. Meneer Trump is besig met 'n baie groot verskywing uit Venezuela se olie onder beheer. As hy hierdie olie onder beheer kan kry, dan kan hy nogal 'n bietjie met die Chinese onderhandel. Indië is ook 'n ander groot koper, Japan en Suid-Korea. Europa nie so erg nie, maar hulle ook en Amerika koop eintlik baie min gas van hulle. Olie en gas. Gas dieselfde, China, Japan, Indië is veral daarvan afhanklik. So dit beweeg alles daardeur. So die straat van Hormuz is krities belangrik vir energie. En Rabobank sê ook vir ons dit gaan kunsmispryse beïnvloed en die beskikbaarheid van kunsmispryse. Nou buiten laat Brent die olie met 25% gestyg het, soos ons hier gepraat het, so 'n paar dae na die inval of aanvalle. Onthou tog vandat mense hierdie opnames maak tot julle dit hoor, verander die wêreld weer. Ekskuus, ons moet nie sinies wees nie, maar dit is baie onstabiel. So ja, kunsmispryse, sê Rabobank vir ons, dit gaan so 60 tot 80, kom op begin voor. Vloeibare gas is 60 tot 80% van kunsmiskostes, veral stikstof. En hulle sê oliepryse reeds op, gaspryse 40% op en dit gaan direk deurwerk na kunsmispryse toe. Die grootste uitvoerders van kunsmis spesifiek is Qatar, Saudi-Arabië en die United Arab Emirates. Ekskuus vir my Engels. So voorraad van urea en ammonia begin klaar knyp. Almal hardloop nou vir voorraad en Rabobank praat van prysstygings van 30 na 40%. Inteendeel, op wêreldmarkte is urium reeds soveel duurder. So 'n redelike ongemaklike prys, afgesien daarvan van die kunsmispryse en die oliepryse wat nou vervoerkostes, veral verskepingskostes gaan duur maak, is daar natuurlik nou 'n groot klomp volatiliteit in die markte. Die dollar word sterker. Ek was vandag by 'n plek waar ons daaroor debatteer het. Party manne sê en vroue R17.50. Hulle sien ons daar ver van waar ons tans af is. Anders sê met so 'n bietjie geluk kan ons sterker word. Maar ek dink maak jou maar reg vir swakker rand, want dit is die dollar. Die dollar, almal hardloop na die dollar toe. So ja, iets anders. Swakker rand natuurlik, graanpryse gaan styg. Uitvoerpryse, so moenie nie slaap wees nie, dit is 'n verskansingsgeleentheid. As ons sal moet kyk in die volgende weke, hoe die kunsmis aanbod verloop, en wat gebeur met pryse, jy sal heel waarskynlik op 'n stadium 'n besluit moet neem oor dit. Dit kan natuurlik gebeur dat alles normaliseer binne 'n week of 2.
Maar hulle sê dit gaan Suid-Afrika vang, kunsmispryse gaan styg, hier by ons die rand-dollar wat verswak het 'n verdere effek. So kunsmis diesel vervoer gaan styg en dan uiteindelik sê hulle gaan graanpryse ook styg. Nou belangrik is as brandstofpryse met 2 of 3 rand per liter styg, moet ons weet inflasie gaan opgejaag word, die rand is swakker wat verder byhelp en rentekoersverlagings waarop ons gehoop het, gaan eers vir 'n ruk uitgestel wees. So wees bedag, baie onstabiele omgewing, moenie nou regtig snaakse besluite neem nie, so maar die wêreld is besig om te verander op groot skaal. Kom ons neem 'n advertensiebreek en praat ons weer. Graan- en vleispryse is onder druk en die realiteit van die kosteknyptang plaas verdere groot druk op winsgewendheid. Skadegenade sal graag wil help om jou korttermynversekeringskostes te verlaag. Ons plaas jou risiko by groot bekende versekeraars en het al vir van ons kliënte hulle versekeringskostes met soveel as 40% gesny. Kontak jou skadegenade verteenwoordiger sommer nou vir meer inligting. Skadegenade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensienommer 51779. Welkom terug luisteraars. Nou natuurlik die eerste oeskatting van die nuwe seisoen is laasweek bekend gemaak. Oorloop sê julle sal sien op die grafiek het ek vir julle die oliepryse en die uriumpryse gewys. En jy hoef nou nie baie slim te wees om te sien hier kom moeilikheid nie. Nietemin saam daarmee, eerste oeskatting, redelike reënstelsels in die plek en daar so algemene gevoel dat sojas en mielies dalk groter kan wees as die amptelike oeskatting vir by mielies wat 16,1 miljoen ton. Is so 'n bietjie kleiner as 16,5 miljoen ton vir laas jaar. Dis veral wit mielies wat groter is as laas jaar en maar geel mielies is minder. Die dilemma is, ons het 'n redelike eindvoorraad wat ons nou einde April mee eindig. As ons hierdie bytel, dan is die risiko dat ons in April 27 met 4 miljoen ton voorraad gaan sit. Weer by 'n gesprek met 'n klomp slim graanmanne en ons verwag dat die mielieprys genoeg moet daal en ons praat van geel mielies dat dit by die hawe uitgaan want wat op die oomblik gebeur het, wit mielies het onder geel mielies gedaal. So wit mielies moet in die veevoermark gaan. Nou daar is op die oomblik so 'n diskonto van amper R140 en die mieliepryse beweeg so tussen 3 en 3200, dit bokspringrig. Belangrik, hulle praat van 2 miljoen ton wit mielies wat in die veevoermark moet gaan teen 'n prysdiskonto van 140 na 180 en wit moet by die hawens uitgaan en dit moet aanloklik wees. So die konsensus was, ons kyk moeilik in die volgende weke na 'n prysstyging. So wees versigtig en ja, dit is 'n baie onstabiele tyd. As die wisselkoers jou kans gee, verkoop 'n bietjie van jou graan verskans. Nou die soja eerste oeskatting 2,66 miljoen ton, so 5% minder as laas jaar. Die gesprek is dit kan dalk na 2,7 miljoen toe gaan. Kort van die lank is, ons moet 3 na 400 000 ton uitvoer om dit 'n bietjie in balans te kry. Op die oomblik Safex prys hier by R7000 per ton wat uitvoerprys is. So weer sojabone gaan hier rond bly, die uitvoerpryse om dit te maak by die hawens uitgaan en op in Afrika in. Dieselfde met geel mielies. Geel mielies moet aantreklik wees om uitgevoer te word. Sonneblomsaad eerste oeskatting so 750 000 ton, bietjie meer as laas jaar, maar dit bly maar ongemaklik. Daar is selfs invoere laas jaar van 60 000 ton sonneblom, lyk my ons gaan weer hierdie jaar invoer. En Safex prys is redelik stewig, hier by die R9000 per ton en hy hardloop ook baie keer op na 9400 die laaste paar dae. Dis nader aan invoerpariteit. So onthou nou mielies en sojas uitvoerpariteit, sonneblomsaad nader aan invoerpariteit. Dis hoekom sonneblomsaad stewig lyk. En dan natuurlik ook die droëbone oes word weer geraam op 78 000 ton, laas jaar 90 000 ton. Ek is regtig bekommerd daaroor. Hier is nog groot boere, droëboonboere wat op voorraad gestoor het. Onverkoopte voorraad in hierdie 78-80 000 ton is meer as binnelandse verbruik. So ek vermoed die pryse gaan onder druk bly. Grondbone so 'n bietjie groter as laas jaar, 42 000 ton, 3% meer. Pryse ook maar redelik aan die daal daar in sorghomoes 131. Dis 12% minder as laas jaar, maar nog steeds meer as wat die binnelandse mark gebruik. So interessante tye waarin ons is. Groter oeste, mielies en soja uitvoerpryse, dit moet by die hawe uitgaan, anders dat ons in 2027 met nog groter voorraad wat in ons silo's lê. Natuurlik in die agtergrond lê die weersiklus. Dan koring, bly maar onder druk.
Ten spyte van die R619 invoertarief, hang hy hier so vir Desember by R5.900 'n ton rond. So ja, graanpryse ongemaklik. Dan is ons bietjie afsluit met vee. Dit lyk of ons stadig aan die gang kom met die inentings, maar daar's maar baie moeilikheid daarso, so kom ons glo dit gaan eers uitbalanseer. Klas A hier by R1.62 'n kilogram. Peenkalvers bly sterk hier rondom R40 'n kilogram, maar onthou nou, R40 'n kilogram vir 'n speenkalf is die resultaat van R3.000 'n ton mielies. Ek verstaan jy kan hom nie chop kry vir R2.500 'n ton. So dit raak lonend, ek sien somme wat mense maak. Dit raak regtig lonend om jou mielies en sonneblom terug te hou, ander minerale en goed by te koop. Die prysverhouding maak dat jy kan geld maak. So dis nou nogal 'n interessante een, maar wees versigtig. Dit is 'n triekie ding, maar daar is baie kundiges. Jy kan regtig 'n paar rand 'n kilogram maak in plaas van om jou mielies te verkoop. So julle sal sien, dis maar siklies. Onthou 'n paar jaar terug het baie ouens se vingers gebrand met mielies op R5.000, maar mielies op R3.000 kan jy regtig 'n kans vat op voer. Dan lamvleispryse bly by die R100 'n kilogram. Daar sien jy hier rondom 75-80. Nou natuurlik, ons het al gepraat, maar die skaapvleismark stit is uitvoere. Ons het die laaste 2 jaar R1,6 miljard se skaapvleis uitgevoer. Nou dis redelik. As dit in die binnelandse mark gebly het, sou die pryse nie so gelyk het nie. Nou natuurlik by beesvleis 26% minder uitgevoer. Dit kos ons 'n klomp geld. Voordeel vir wolskaapboere, wolpryse is ook sterker, hy lyk of hy in die regte rigting beweeg. En dan interessant, ek was laas week by varkboere gewees en eierboere. Nou met hierdie voerkoste maak die ouens geld. Daar's nou nie 'n argument daaroor nie. En varkvleispryse bly sterk hier by die R40 'n kilogram. Ons vermoede is verbruikers het 'n weerstand teen beesvleis begin kry as gevolg van al die fotos en sosiale media, want by kry navraag om te vra, is dit veilig om te eet? So ons skiet onsself van die voet met wat hier aan die gang is. Die eiermark sommer terloops, daar word 30% meer eiers per jaar geproduseer as 'n jaar gelede, maar die mark absorbeer dit en die prys bly by R22-23 per dosyn, weer baie goeie winsmarges en dit lyk weer of die verbruikers dit bly voorkeur kry bo ander proteïneprodukte. So, sterkte vir die week. Dit lyk of hier nog 'n reënstelsel kom. Moet asseblief nie in hierdie tye onnodige snaakse besluite neem nie. Groete van Johan Willemse.